Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons is tans besig met 'n reeks Love Is by ons aanddienste. En nee, die is nie net nog 'n reeks oor liefde nie. Hierdie reeks challenge ons om regtig uit te gaan en geken te word deur liefde. So as jy wil deel vorm van hierdie reeks, kom join ons op Sondae-aande 6:30 hier by die kerk. Ek het verlede jaar by Doxa Douwe ingeloop op 'n baie gebroke plek in my lewe. Maar deur Doxa en deur my life group het ek iets beleef wat ek nie verwag het nie. Mense wat by jou staan, wat vir jou liefde gee en wat vir jou luister en wat ook net vir jou herinner dat jy nie alleen is nie. Ek is onlangs gedoop en meestal van my life group mense was daar saam met my as 'n support system en die liefde is net onbeskryflik. En ek kan eerlikwaar sê, Life Group het regtig my lewe verander en ek is so dankbaar vir die Here vir wat hy in hierdie mense aan my gee. Ons is opreg dankbaar vir die impak wat Life Groups het op ons vennote se lewens. Ons wil ook vir jou dankie sê dat jy in hierdie tyd deel gevorm het en ingeskakel het by 'n Life Group. Ons is baie opgewonde ook om vir jou te sê dat ons begin met 'n splinter nuwe Life Group vir mense wat graag online deel wil vorm. As jy dalk ver bly en sukkel om in die aande rond te travel na Life Group toe, maak kontak met my. Hallo julle, my naam is Lindy Strydom en ek kuier Vrydag aand 6 Maart 7uur saam met julle by Dr. Douwe Tygerwil. En ek wil sê vir al die girls van Dr. Douwe Tygerwil, maar ook julle vriendinne en julle sissies en julle ma's en julle kollegas, julle is so welkom vir hierdie spesiale aand met die tema gekenmerk deur sy liefde. En eintlik voel 'n mens so klein as jy iets mag sê oor sy liefde, oor God wie ons eerste lief gehad het en hoe sou 'n lewe lyk wat met alles in jou antwoord op daai liefde, op sy roepstem, hy wie ons eerste lief gehad het. Ek dink dit gaan vir ons 'n besonderse aand wees om saam te dink oor hoe so 'n lewe lyk. Hoe 'n lewe lyk wat met alles in ons vir hom dankie sê en wat gekenmerk word deur liefde. So dit is Vrydag aand 6 Maart 7uur. Ek sien uit om jou daar te sien. Maak seker jy bespreek betyds jou plekkie en nooi al jou vriendinne, sissies en kollegas saam. Ek sien jou daar. Wil jy graag gedoop word? Maak gerus kontak met ons. En indien jy of iemand wie jy ken vra of inhoud benodig oor die doop, is jy welkom om in te skakel by ons aanlyn doopgesprek. Hierdie jaar nooi Movement manne jou uit op 'n journey. Ons gaan 6 Kingsman temas 1 keer per maand fasiliteer. Gesprekke wat saak maak, temas wat elke man raak, temas wat help om jou te vorm, as leier, as eggenoot, as pa en as vriend. In 'n wêreld wat vinnig verander, het ons mekaar nodig, manne wat saam staan, manne wat saam groei. Dit kos net R150 as jy vir al 6 sessies inskryf, of R30 per sessie. Ons begin Maandag 16 Maart om 7uur by die kerk. Moenie alleen journey nie. Word deel van Movement manne. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal.
Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Ons gesels oor Love Is, die reeks. Lekker. En voor ek begin, die week se topic, het ek so 'n bietjie oor gaan dink, natuurlik. En ek het gaan dink, waar het ek al hierdie tipe liefde wat ek nou oor gaan gesels, beleef? Nou, ek weet nie of julle my aksent kan optel nie, maar ek en my vrou is nie oorspronklik van die Kaap af nie. Ons sê ek en so nou en dan, maar nie altyd nie. En toe ons hier aangekom het, ons het familie en so gehad, maar ons was eintlik alleen. Dit was net ons twee, jy weet, mamma en papa's ver, al daai goedjies, en ons bly alleen. En ons het 'n bietjie church hopping gedoen, wel die definisie van ons church hopping. Ons was by Doxa Deo in Stellenbosch en toe hierso. En toe ons okay, klaar gehop. Dis is nou hier. Okay. Maar toe ons hier aankom, was ons ook eintlik alleen. Maar in 'n minute het Lizelle ons een kant toe getrek. As jy nie is en jy nog nie ontmoet het nie, jy gaan haar ontmoet, sy is 'n amazing, sprankelende mens. Sy het ons een kant toe getrek, ons voorgestelde mense, hierdie mense hierso, vat hulle nommers en maatjies, gaan koffie. En hulle het gesê daar's 'n mannegroep op Vrydagoggende ingenooi. Ek's by die mannegroep. Hulle sê, ja, lekker chatball. Ry jy fiets? Ja, hier's ek op 'n fietsrygroep. Flip it. Hier voor ons osself kry, is ons so in hierdie community ingeweef deur hierdie mense wat ons net kom include het. En dit is so beautiful. Ek hoop julle ervaar so 'n stukkie van dit hier vanaand, dat ons julle include in ons societies. Ek hoop julle voel daai liefde, want kos is liefde. So, verlede week het ons gepraat oor perspektief. So, ons praat oor Love Is, en Love Is, ons moet begin by 'n perspektief shift. Dit is so belangrik om na liefde te kyk vanuit God se oë, om die res van al hierdie stappies reg te verstaan. Want as ons nie dit doen nie, as ons daar verkeerd begin, gaan alles bietjie warped wees. Dan hy het genoem van external en internal en eternal realities. En baie keer laat ons die internal so swaar weeg. Ons lewe hier. Of die external, ja maar my maatjie het dit gesê, so dit moet waar wees. Of ons lewe so, maar ons mis bietjie die eternal reality. En ons het verlede week daaroor gepraat, en ek kan die hele preek in een woord opsom. Hooplik doen ek 'n justice. Maar ek het daar geskryf, om 'n God perspektief te hê, is die begin van liefde. Alright, as ons kan begin kyk vanuit God se lens na die wêreld, na alles wat met ons gebeur, begin ons werklik liefde verstaan. Nou, voor ek begin, ek neem aan julle het gewonder hoekom die sweeties, dis nie vir my vir midway snack as ek deur die preek honger raak nie. Ja, hierdie is vir gelukkige iemand die jy nie gehoor. Alright, ons gaan 'n bietjie wiskunde doen. Nou, die wiskunde wat ons gaan doen, sorry, as julle nie hou van wiskunde nie, noem ons voorwaardes. Nou, hierdie woord gaan baie belangrik raak, want in Engels noem hulle dit if statements. Voorwaardes, voorwaardelike liefde, ja, ek begin die draadjies so lank hierso vir julle reg kry. So, kry julle sompompies uit, moenie Google nie asseblief, werk hom net hierso, as julle 'n notaboekie het, doen hom. Alright, voorwaardes, wiskunde 101. As x gelyk aan 5y is, en y is gelyk aan 3, wat is a in die volgende som? Jy mag nie, sorry. 75, daar sê gee wel 'n ander klap. Sy het nie gekrip nou nie, sy het nie die notas voor die tyd gesien nie. Daar's ons 3, dis ook significant. Daar's nie net een sweetie nie, dis ook significant. Okay. Nou, julle dink seker, okay, maar kan ons nou 'n bietjie begin praat oor die Bybel asseblief? Ons gaan nou 'n bietjie Bybelsomme doen. So, waar wil ons uitkom? Kom ek skets net gou vir ons 'n prentjie waar ons wil uitkom. Die vraag is jy exclusive of inclusive? Lewe jy hierso of lewe jy so? Okay? Die Bybelsomme. As, daai woordjie. Johannes 14 vers 15 sê, if you love me, you will keep my commandments. As dit waar is, en Matteus sê, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment.
So, hierso het 'n prokureur, ons gaan nou weer oor die prokureur praat. Hy het vir Jesus gevra, maar jy weet, wat sê die wet? Of Jesus het vir hom dit gevra en toe sê hy dit. Ons gaan nou ook lees hoekom dit significant is. As daai twee goed waar is, dan is die volgende waar. Ons moet eers lief wees vir Jesus. Okay? Ons het dit verlede week gedoen, daai perspektief shift. Ons moet eers lief wees vir Jesus en lief word soos hy, en daardie liefde maak dan dat ons begin sien soos hy sien. Vanoggend het John Simons gesê, ons kyk in 'n spieël en ons word meer soos Jesus. As ons terug aan Genesis toe, ons is in sy image geskape, so ons is in liefde geskape. Ergens het ons dit begin vergeet, maar ek wil nou nie te ver vorentoe gaan nie. Maar ergens het ons dit begin vergeet en ons moet net weer herinner word van hierdie. Ons is liefde in liefde gemaak. So ons is klaar hierdie. So dis nie so moeilik soos wat hierdie eerste sommetjie lyk nie. Dit is redelik maklik. Wees eers lief vir Jesus en dan begin ons soos hy sien en soos hy word. Tweede sommetjie. Is daarom makliker as die X en Y, nee. Kom ek lees van hier af. Dit sê daar in, laat ek nou net die regte enetjie sê. In 1 Johannes 3 vers 16 tot 18. By this we know love, that he laid down his life for us. And we ought to lay our lives down for our brothers. So hier sal raak liefde nou 'n bietjie, hier kom 'n voorwaarde in. Okay? Ons begin nou 'n bietjie bang raak, wag. Daai is bietjie scary liefde. Dis nie nou net meer hier binne nie. Dis nou nie meer hierdie net hier vir ons en die lekker gevoel nie. Hierdie gaan nou bietjie verder. En hy sê in 1 Johannes 4 vers 21, and this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Okay, hierdie liefde het gevolge. En ook in Matteus, kom ek klik hom net. Sê hy ook, and the second is, hier sê die prokureur ook, want hy ken die wet. Hy sê, and the second is, you shall love your neighbor as yourself. So hy ken dit, hy kan dit sê, maar julle gaan nou sien, hy kan dit sê, maar hy sukkel bietjie met die tweede deel. Wat leer ons hier? As daai waar is, if this, wat is die gevolgtrekking wat ons hier maak? Eenvoudig dit. Ons ken liefde en dis word ons of wees ons liefde. Ek wil vinnig hier net vir julle herinnering hierso gee is, of ek wil net 'n vlaggie hierso insit. As ek sê wees liefde, is dit nie hierdie groot weight wat op ons is nie. Ons het 'n hele reeks in die oggenddiens gedoen wat gegaan het oor becoming love. Ons is besig om soos Jesus te word. So as hy ons uitdaag na hierdie liefde toe, hierdie sacrificial liefde, lief wees vir jou broer, lief wees vir jou neighbor, daai tipe goed, lief wees vir jouself, want baie keer is dit ook bietjie moeilik. As hy ons uitnooi na daai toe, is dit nie, dis nie hierdie, okay, as jy nou môreoggend 10:00, dan moet jy nou lief wees vir jouself asseblief. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hierdie is 'n proses. Ons is besig om te groei, soos ons tyd spandeer in die woord en met hom, is ons besig om meer en meer en meer in dit in te groei. As ons hierdie weet, nê, ek het 'n paar knik gesien. Baie dankie vir dit. As ons dit dan nou weet, wat is die probleem? Hoekom lyk die wêreld nie laat die daar, almal is nice. Rusland bel vir Amerika, wil hulle tee drink? Nee, ons doen nie dit nie. Hoekom lyk dit nie so nie? Wat is die probleem? So, ek wil 'n bietjie statistiek. So ons doen wiskunde statistiek. As jy nuut is, dink jy, wat se kerk is hierdie? Bietjie weird. Volgende week doen ons chemie. Nee, ek spot. Kom ons kyk bietjie na statistiek. So, laat ek hier omblaai, my Crip Notes. 1 in 6 mense, so hier is nie baie lekker statistiek nie, sorry. 1 in 6 mense ervaar loneliness of eensaamheid. So ons het julle getel nou, sorry, ons tel julle. Dit beteken 7 van julle wat hier sit, ervaar 10 in eensaamheid. Ek sien, julle kyk daarmee rond nie, dis goed. Ja, ek's fine. 900,000 mense 'n jaar wêreldwyd sterf vanweë eensaamheid. Nou raak die stats bietjie scary. In 2023 het die VSA se Surgeon General gewaarsku teen 'n eensaamheidsepidemie. Epidemie is ook nie 'n baie mooi woord nie.
waar gaan ek met hierdie? Ons is veronderstel om in 'n social media, dat al wat 'n social netwerk is, ons is veronderstel om in 'n social en connected wêreld te leef, maar die feite, die statistiek sê vir ons iets anders. Ek vra hierdie, moet liefde en koneksie nie anders lyk nie? Behoort dit nie anders te lyk nie? As ons hierdie verstaan, en ek wil hê ons moet net die erns van hierdie verstaan, dit, as ons hier vashaak, by koneksie, verloor ons alles. Dis hoekom ons so vroeg in hierdie reeks hierdie hanteer, is dat ons hierdie koneksie kan verstaan. Wat keer ons nog? Ons sê baie keer, ja, dis great, maar jy weet, ek was een keer nice met iemand, maar toe maak hulle my seer. Ek was een keer lief vir iemand, onvoorwaardelik, en toe reject hulle my. Ons het dit verlede week ook genoem, dis baie reël. Ons het ook gesê, skaamte. Partykeer sit ons en ons sê, maar wie is ek om uit te reik? Ek is nie 'n pastoor of 'n public speaker of sulke goed, of jy weet, ek is 'n introvert, wie is ek om uit te reik? Of trots, ek gaan nie, hulle gaan uitreik. Ek wil nie. Hulle gaan, jy kan my bietjie bel, wanneer WhatsApp jy my bietjie? Ons het dit stil baie gesê. Of die laaste enetjie, hierdie is 'n goue enetjie, ons is bloot net besig. Ja, volg ons 'n bietjie bier, Ek praat oor niemand nie, ek sê nie. Ons kan so vinnig sê, nee, ons is bietjie besig. Of ons kan al hierdie verskonings doen, maar ek wil julle regtig hierso uitnooi, en ek dink dis presies wat die Here ons na toe uitnooi, as ons praat oor om liefde te word, is om na hierdie te kyk en te sê, okay, maar Here, wat sê U daaroor? Want hy het 'n plan met hierdie, hy het 'n plan met hierdie statistiek. Hy het 'n plan met hierdie skaamte en seer en hierdie goed wat ons terughou. En ek dink dis tyd dat ons begin glo in daai plan, dat ons begin bietjie kyk, okay, maar wat is hierdie plan? Daai eternal sirkeltjie, hom so klein bietjie groter maak, want ja, die wêreld doen nog steeds jakkie goed, okay? Maar Jesus het regtig iets om te sê daaroor. So, as jy nou sê, okay, ek's reg, let's go, kom ons gaan wees lief, kom ons gaan wees inclusive, hoe, wat, waar, wie, wanneer, wel, hoe begin ek? Include, okay? Nou gaan ons na Matteus toe, daai prokureur. Nou, hy het baie cool, ek sê niks van prokureurs nie, cool mense. Maar hulle hou van om dinge bietjie slim te sê, nee. Toe staan hy op, ek dink hy het sy pelle so genudge, sy chickie. Maar Jesus, wie's dan my neighbor? Check, hy gaan nie kan antwoord. Toe sê hy, looking for a loophole, he asked, and just how do you define neighbor? Okay? Selfe prokureur van vroeër. Ek gaan nie in hierdie storie induik nie, ons gaan in 'n ander storie induik, maar vinnig, soos 'n trailertjie, Netflix trailer, vinnig. Jesus sê vir hom, okay, cool, hier is wie 'n neighbor is. Hy sê, tot eendag 'n man geloop, slaan iemand om, vat sy goed, kom 'n Jood, nee, ek gaan nie help nie, gaan, kom 'n barmhartige Samaritaan, hy sê, ek gaan jou help, hy vra toe vir die prokureur, hey, wie's dan die, wie daarso is dan die nice ou? Sê die prokureur, obviously die ou wat gehelp het. Jesus se reply, goud, baie cool, hy sê, okay, gaan doen dit dan. Slim, nee? Ek dink sy maatjies was, bro, ou het jou gesê, hy het dood eenvoudig net vir hom gesê, gaan doen dit dan. Daai wat jy my nou wil uitvang, presies wat daai Samaritaan gedoen het, blueprint, plug and play, gaan doen dit. Dis jou neighbor. Wat ek daar gesê? Okay, pause, kom ons pause. Vinnig, ek wil net gou sê, waar is ons nou? Ons weet ons moet lief wees vir Jesus. Ons is fine. Net vinnig knikkie, 'n amentjie, 'n handjie. Amen, sy. Prys die Here. Vinnig. So ons weet ons moet lief wees soos Jesus. Ons weet ons moet lief wees vir onsself. Amen. Okay. En ons moet lief wees vir ons broers en susters. Dis maklik, die mense wat hierso sit. Almal ryk lekker, almal smile mooi. Dis lekker om lief te wees vir hulle, né? Maar ons gaan nou tweede rad toe, okay? Met Jesus altyd 'n tweede rad. Jy weet
jy weet daai Verimark advertensies. Ek weet nie of ek nou my ouderdom weggee nie, maar as jy ETV gekyk en dan kom advertensies op, dan sê hulle hierdie nuwe Hoover. As jy nou bel, daar's net 10 oor. Bel nou, dan kry jy een. Oh. But wait, there's more. Nee, niemand? Gaan Google dit, but wait, there's more advertensies. Julle sal dit sien. Op YouTube. But wait, there's more. Daar's meer as net om Jesus te ken. Want daai is amazing. Om daai te ontdek, amazing. Dis so cool. Van daai liefde transformeer jou. Dan kan jy vir jouself sê, ek is lief vir myself, want Jesus is lief vir my en ek is in sy image geskape. Wow, dis so cool. En dan sê jy, nou kan ek lief wees vir mense om my. Ek is lief vir jou. Dit voel goed. Ek is lief vir hierdie mens. Ek gaan vir nog iemand sê, ek is lief vir jou. Hierdie is lekker. En dan hou hierdie liefde net nie op nie. There's always more. Ek is bevrees wel, dat there's more, so bietjie gaan stem. So wat ek nou gaan lees, haal asem, vat 'n slukkie koffie. Wat ek nou gaan lees, is uit die Message vertaling uit. So as jy wil kwaad wees vir wat ek nou sê, wees kwaad vir Eugene Peterson, jy kan hom gaan Google, hy het die Message vertaling geskryf, of wees kwaad vir Jesus, want Jesus het dit gesê. Moenie kwaad wees vir my nie, ek lees net wat hy sê. Okay, hy sê hierso, you are familiar with the old written law, love your friend. Daai's nice, vriende, mooi, awesome, ryk, lekker, ek wil met hulle tyd spandeer, is nice. But its unwritten companion, hate your enemy. I'm challenging that. Natuurlijk. I'm challenging that. I'm telling you to love your enemies. Nou raak dit moeilik. Nou is dit die telefoon op bel vir Rusland, wil jy tee drink challenge, Dit raak nou 'n bietjie extreme. Love your enemies. Let them bring out the best in you and not the worst. Laat hierdie bietjie insink. Want nou is dit nie net daai selfliefde, al daai goed nie. Ons begin nou hier in 'n territory raak wat ons bietjie ongemaklik raak en dis waar exclusivity inkruip. En obviously, ek preek nie vir julle nie, julle almal include, maar ek bedoel die mense wat nou sit en Netflix kyk, hulle exclude, nie julle nie. Maar ons raak dit maklik om te exclude, want dit raak moeilik, maar ek gaan nou nie lief wees vir my enemy nie, dit klink verskriklik. Toe maar, but wait, there's more. Hier kom nog. When someone gives you a hard time, respond with the supple moves of prayer. Dis mooi, For then you are working out of your true selves. Genesis, gemaak in sy image, is julle met my? Your God-created selves. So hy sê, die oomblik as jy respond met wat ook al na jou toe kom, met die supple moves of prayer, is jy dood eenvoudig net besig om jou creation doel uit te lewe. Dis so mooi. Your God-created selves. This is what God does. He gives his best. As ek al daar hier. Ja, yes man. Sorry, is my eerste keer. He gives his best, the sun to warm and the rain to nourish. Ek is jammer om vir jou te sê, maar daai buurman van jou, wat jy nie van hou nie, dit reën ook op sy gras. Sorry, die Here bless almal in julle buurt. Dit reën op sy gras ook. So kom ons doen dit ook. To everyone, regardless, the good and the bad, the nice and the nasty. Nog steeds daar. Anyone, wag. The good and the nasty. If all you do is love the lovable, do you expect a bonus? Regheid, nee? Anyone can do that. If you simply say hello to those who greet you. Daar's hy. If you simply say hello to those who greet you, do you expect a medal? Any run-of-the-mill sinner can do that. In a word, what I'm saying is, grow up. Ek dink jy gaan dit in die kerk hoor vanaand nie. Grow up. Any run-of-the-mill sinner can do that. Is love the lovable. Die mense wat jou groet, die mense wat nice is. Maar die ander mense, nee. Maar hier sê God en hy kom challenge daai en hy sê dit. Want hoekom? You are kingdom subjects. Now live like that.
Live out your God-created identity. Live generously and graciously towards others, the way God lives towards you. Ons het nou gesê die as-somme. As hierdie Jesus was lief vir ons en nou kan ons lief wees en ons het ja gesê daarvoor. Maar hierso sê hy, dit is die natuurlike gevolg daarvan. We now get to live graciously. En as ons wonder, al daai statistiek, hoe gaan ons daai probleme oplos? Hierso. Generosity is the antidote to loneliness. Generosity is the antidote to loneliness. Dis hoe ons dit gaan oplos. Is om te begin generous lewe. Om te sê, ek gaan eerste groet, ek gaan eerste WhatsApp, ek gaan eerste uitreik. Al voel ek 'n bietjie leeg, daai generosity is in jou. He said that you are kingdom subjects. So as jy dink jy het nie kapasiteit nie, traai hom. Traai die Here. Gaan van waar ook al jy is en begin hierdie liefde uitlewe. Die ding is, die hele mannegroep storie was baie nice, want ek gaan Vrydagoggende en dis lekker vir die manne daarso. Maar weet julle wat het daar gebeur? Die fietsrygroep en die nice wees daar. Ek het huis toe gegaan en ek was nice met my vrou ook. Ek sê nie ek was voor dit nie nice nie, ek hoop ek was voor dit ook nice. Maar daai liefde van hulle kant het oorgespoel na my toe, het oorgespoel na my vrou toe, en no doubt het dit begin oorspoel na ander mense toe. Dis die hele idee van die koninkryk. Dis hierdie massive ding wat nooit ophou nie. En ek wil hê ons moet daai vang. Ek wil regtig net hê, as daar een ding is wat julle van vandag se inclusivity preek vat, is net daai. Daai liefde om te kan include, gaan nooit opdroog nie. Jy kan die nuus lees en kyk na die damme se levels en begin worry en panic. Asseblief doen dit. Ek joke, moenie dit doen nie. Maar jy kan kyk, wat ek wil sê is, die Here se dam levels gaan nooit af nie. Daar gaan nooit 'n warning wees. Okay, hou nou 'n bietjie op, lief wees, asseblief. Kapasiteit, nee. Dit hou aan. Ek kon daar ophou, maar ek wil een laaste vlaggie op die veld gooi. En ek sê hierdie ook met liefde. Ons sit hier en ons verstaan hierdie en ons knik en sê ja en al daai goedjies, maar baie keer dink ek is ons bietjie gemaklik. Ek ook. Ons skiep, ons wil eintlik hierdie laaste deel, hierdie laaste uitnodiging skiep, want ek het mos 'n cozy sel. Ek is in my sel, dis baie lekker. Ek en Jesus het dit. Ek het 'n cozy kerk, daar's lekker koffie. Daar is lekker koffie by the way. Dankie koffiespan. Maar dis nice en ek het die Bible app en ek doen my Bible plans en ja, dis so nice. Maar ons stop daar. En ek dink dis die groot ding wat ek hier wil uitsit. Ek dink nie die plan, ek weet die Here se plan vir ons is om nie daar te stop nie. Ons is hier om te lewe soos God, soos wat hy gesê het, en soos Jesus teenoor ons lewe. Ons moet lewe vry en vrygewig. Dis waartoe ons roep, en dis 'n lewe van inclusivity. As jy wonder hoe lyk inclusivity, of jouself vra, is ek exclusive of inclusive? Daai is die maatstaf. Is ek vry met wat ek het en vir wat ek gegee was? Ek wil afsluit voor ons nagmaal gaan doen. Hierdie is nogal 'n lekker statement, 'n inclusive statement. Want so lief het God die wêreld. As jy daai fotootjie, daai balletjie wat jy op foto sien wat NASA vir ons stuur, alles daai dit lief gehad. Almal. Ons geloof is 'n inclusive geloof. Ons koop in tot daai inclusivity. En sy liefde is 'n liefde wat ons dryf om aan almal te raak. Nie net die wat nice is vir ons. Die worship team kan so lank vorentoe kom. Ek wil afsluit met die moment van, ek wil hierdie laat prakties raak. Ek wil hê julle moet kan voel en ryk aan hierdie inclusivity. En julle gaan nou sien wat ek bedoel. Maar gewoonlik, as ons gekonfronteer word met hierdie, dan sê ons altyd, ja, dis baie nice, en ons gaan huis toe gaan, ons sal 'n bietjie daaroor dink, maar ons doen nie. Maar hier wil ek vandag die eerste tree saam met julle vat in inclusivity.
Die nagmaal is sulke amazing gesture waar ons gaan stil staan en kyk na wat die Here kom doen het vir ons aan die kruis, wat sy dood en opstanding vir ons doen en wat daai abundant lewe nou vir ons beteken. Ons kan tangibly daaraan vat. En ek wil jou dalk so klein bietjie ongemaklik maak, want ek gaan ook vra dat julle, as julle in 'n sel of in 'n groepie wat ook al sit, dis fine, maar ek wil julle vra, as julle vorentoe kom, of as jy alleen is, moenie alleen vir jou 'n kelkie en 'n broodjie kom kry nie. Include iemand wat jy dalk nie ken nie, wat as jy nog name tag, ek het myne net afgehaal, nie gepas by my nie. Maar as jy nog jou name tag, as jy iemand nie ken nie, vat vir hulle een of doen dit saam met hulle. Include iemand. Laat jy fisies aan daai idee kan dink. So lief het God my gehad en die wêreld, en daar's nou iets in my, daar's 'n stuk liefde in my wat ek kan vat na die wêreld. Wat 'n voorreg. Gaan saam met julle bid en dan kan julle uitbeweeg om die nagmaal te doen. Vader, u liefde is so groot. Die diepte en wyte en breedte sal ons nooit verstaan nie. Dankie dat ons daai liefde kan beleef, dat ons dit tangibly kan voel. En dankie dat ons dan met daai wete kan weet, ons gaan in 'n wêreld in met daai liefde. En ons hoef nie dit vir onsself te hou nie. Mag elkeen wat hier sit, die magic ontdek van om liefde te deel. En of dit skaamte, seer, trots, wat ook al is wat iemand hier terughou om daai liefde te gaan uitdeel, Vader, kom sit in hulle harte daai besefnis van wie hulle is en wie U is. En wie hulle gemaak het om, wat U hulle gemaak het om te gaan doen. Dankie vir daai voorreg. Dankie dat ons saam kan nagmaal deel. Ons is so dankbaar vir dit. Amen. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am fullness in His love.
around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.